Sasha. So, hier is wat ek wonder as jy, sê nou jy die geleentheid om vir 'n uur lank saam met Jesus te wees, en jy kan hom enigiets vra wat hy vir jou moet leer. Wat sou jy wil leer by hom? Jy al daaraan gedink, jy het 'n uur, leer my. Wat sal jy vir hom vra om jou te leer? Is daar iemand wat wil waag, wat wil sê, wat vrymoedigheid het om te sê maar Tanya, ek luister. Geduld. Ag, Here, leer my geduld. Tanya, laat my nou dink aan die oomie wat nou die dag aan George, kom hy by die campuspastoor daar, toe sê hy, ai pastoor, as wie as ek nou destyds, toe ek en die Tannie net getrou het, as ek haar toe vermoor het, dan was ek nou al uit die tronk uit. Moedeloos. Besef hy, Janie, ek kort 'n bietjie gebed en bemoediging en bearbeiding. En ek bedoel, imagine jy het hom gevra, Here, leer ons om wyn te maak. Water in wyn te verander, nee, leer ons om dit te doen. Leer ons om, kan jy dink aan die invloed wat jy kon hê van al aan Stellenbosch? Amen. Jesus se disippels het hom hierdie vraag gevra. Hulle het hom dopgehou en hulle vra hom 'n vraag wat eintlik jy sou dit nie verwag het nie. Hulle vra hom, Jesus, leer ons om te bid. Die rede hoekom ek sê jy sou dit nie verwag het nie, want hier sit ons met ouens wat met die konsep van gebed groot geword het. Hulle het gebed baie goed geken. Hulle het geweet hoe werk gebed. Hulle is groot gemaak van kleins af in die dissipline van gebed as Joodse seuns. En iewers moes iets gebeur het waar hulle kyk hoe hulle bid en hulle kyk na Jesus wat bid en hulle besef is nie dieselfde nie. Hulle kyk na al die goedes wat hy doen en dan sê hulle, dan maak hulle die koneksie, waarskynlik het dit wat Jesus doen het 'n koneksie aan hoe hy bid. En dan kom hulle na hom toe en hulle sê vir hom, Jesus, leer ons asseblief hoe om te bid. Ons wil weet hoe om te bid. Nou met dit in gedagte, wil ek jou vat na Matteus 6 toe vanmôre. So as jy jou Bybel by jou het, kan jy hom oopmaak by Matteus 6 en ons gaan lekker kuier rondom dit. So die eerste ding wat ek net vanmôre wil sê is, partykeer, ek weet nie of jy al daar was nie, maar ek was al daar wat ek gewonder het, man, hoe kom bid? Hierdie gebedsding, jy weet, maak dit sin, maak dit 'n verandering, maak dit 'n verskil. Daar was sulke tye in my lewe, ek moet vir jou sê, die tye wat ek 100% oortuig is, met 'n hart vol geloof kan staan sê, ek weet dat gebed belangrik is, en dat die Here hoor en dat die Here gebed antwoord, dit kan ek baie meer sê. Maar daar was ook daai tye wat ek al gewonder het, gaan dit regtig 'n verskil maak? En hier is die ding wat ek ontdek het van gebed is iets wat ek en jy moet leer om te doen. Dis iets wat ons leer. Jesus leer ons hoe om te bid. So dit kan wees dat ons dalk baie keer verkeerd ook bid. So kom ons kyk wat Matteus 6 vir ons leer en ons lees daarvan op vers 5. Hy sê verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat mense hulle kan sien. Nou dis net weird. En ek dink nie binne in ons kultuur is dit iets wat sommer gebeur nie. Ek dink jy is nie lekker as jy dit doen nie, maar in hulle kultuur was dit iets wat gereeld gebeur het. Dit was die geestelike leiers wat wou aandag trek. Dit was die skrifgeleerdes, dit was die rabbies gewees in 'n sekere opsig wat baie gestaan en bid het, dat mense hulle ingewikkelde lang gebede kon hoor en dan het hulle gevoel, beïndruk so mense, dan sê, okay, moet dit nie doen nie. Hy sê, dit verseker ek hulle het hulle beloning klaar weg. Okay, wag 'n bietjie voordat ons verder gaan. Hulle het hulle beloning klaar weg. So in gebed is daar beloning. Dis die een ding, en ons gaan nou by hom kom. Hoe lyk die beloning van gebed? Hy sê, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe,
en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. So, en skielik breek Jesus hier vir ons 'n ding oop van, en ek besef ouens, baie van ons, ek hou daarvan, ek love it om in die kar te ry, en om te luister na die woord. Dit is my wonderlik, veral as ek alleen in die kar is, om na die woord te luister, en dan 'n tyd van gebed te hê, soos ek in die kar ry. En dis okay, ons kan dit doen, daar's niks fout daarmee nie. Party ouens bid voor 'n krisis, en dis ook okay, ons kan dit doen. Dis nie okay as ons net daar bid nie, maar ons kan daar bid. Party ouens bid wanneer die beursie leeg is, party ouens bid wanneer ons alleen is, party ouens, daar's verskillende redes hoekom mense bid, maar Jesus sê, hier's iets wat ek jou na toe wil nooi, hier's 'n intimiteit waarna toe ek jou wil nooi. Wanneer dit kom by gebed, wil ek jou vat na 'n plek van intimiteit toe. Daarom wil ek vir jou sê, kry 'n plek waar jy geïsoleerd is, waar jy op jou eie is, waar jy alleen is. Binne in die kultuur van die Bybelse tyd was dit hulle binnekamer gewees. So waar is dit vir jou? Waar is daai spesiale plek waar jy net alleen tyd maak met God om met hom te praat, in intimiteit van gebedsoomblikke met hom te beleef, want dis wat hy vir ons kommunikeer hierso. As jy nee, gaan na jou binnekamer toe, maak die deur toe, bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is. En ek wonder of ons net vir 'n oomblik ook hier kan stop. Jou Vader wat sien. Daar waar jy in jou binnekamer is. Jou Vader wat sien. Daar waar jy eenkant staan. Daar waar jy met God praat. Jou Vader wat sien. En ek wonder vandag, vanoggend, hoeveel gaan dit anders te wees in jou lewe, in ons gebedslewe, wanneer ons in daardie oomblikke, wanneer ons voor God gaan, en ons begin met hom te praat, en ons begin met hom in gebed te kommunikeer, as ons regtig met oortuiging glo, dat in daardie oomblikke sien God, die skepper van die hemel en aarde, die almagtige God, hy sien my raak, daar waar ek voor hom gaan, daar waar ek begin te praat in gebed met hom, hoeveel dinamikas in jou lewe gaan anders te lyk, wanneer ek en jy dit regtig met oortuiging glo, as ek nou hier begin bid, God sien my raak. Hy sê, Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En weer 'n keer die konteks van beloning. Weer 'n keer kom hierdie ding van beloning deur. Nou, ek weet binne in ons kultuur, hier in Suid-Afrika, gaan ons dadelik die gevolgtrekking maak dat hierdie beloning, wanneer dit kom by gebed is, God gaan vir ons gee wat ons vra. Maar ek weet, vandag weet ons, dit werk nie so nie. Dit werk net nie so nie, anders het ek nou nog steeds 'n Ducati motorfiets gery, en my Ferrari en my helikopter het daar gestaan, en op 16 het ek my Porsche gehad. Ons weet dit werk nie so nie, nê. Jy gaan nie net kry wat jy vra nie, dis nie waar die beloning in is nie, want ons dink baie keer, die beloning God gaan antwoord wat ek vir hom vra, maar dit is waarskynlik iets anders. Hy sê, wanneer jy bid, moet nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Nou ek het binne in 'n kerkkultuur groot geword, waar ek geleer is, dat die volume van gebed is belangrik. Partykeer moet jy hard bid, partykeer moet jy driftig bid, jy moet goedes bietjie herhaal en herhaal en herhaal, en so ek het in so 'n kultuur groot geword, en skielik kom Jesus en sê, luister, dis eintlik nie eens nodig om so te bid nie, jy hoef nie so aanhoudend nie, want hy sê, wanneer jy so bid, dan dink hulle dat so gaan jy God oortuig, en Jesus sê, dis nie nodig nie. Jy gaan nie God oortuig met 'n stortvloed van woorde nie, met 'n klomp herhaling van goed, met 'n sekere volume nie. Inteendeel, ek dink ook nie dis waar die beloning van gebed in lê nie. Ek wonder, jy weet, partykeer dink ons, as God net kan insien. Ek moet nou net hierdie saak so stel en so verduidelik, dat God net verstaan, en as God tog net kan verstaan en sien soos dit ek sien, dan gaan God my gebede antwoord. So nou verduidelik ek vir God, en ek verduidelik hom, en ek herinner hom hoekom dit moet gebeur.
En jy weet, ek wonder partykeer, ek moet eerlik vir jou sê, ek is daarom baie dankbaar, die Here het nie al my gebede geantwoord nie. Is jy nie ook dankbaar nie? Dankbaar as ek terugkyk. Ek het al van tevore vir julle gesê, nee, daai meisie in die hoërskool met daai perre by lyfie, in die trompoppies, sy was daar. Ek het aan haar gedink en as die Here net my gebed sou antwoord. Jy weet, en dan 20 jaar later of 30 jaar later op 'n reunie, dan loop jy haar raak en dan dink jy, ek is so dankbaar. Hierdie perre by lyfie het 'n aasvoël geword. Ek is so dankbaar, so dankbaar. En ons kan nou maar spot daaroor, dis om net ligtelik tong in die kies wat ek het sê. Maar ek is regtig dankbaar, die Here antwoord nie al my gebede nie. En ek wonder of jy 'n God wil hê, wat jy kan oortuig. Wil jy regtig 'n God hê, as hy net kan insien hoe jy voel? Wil jy regtig 'n God hê, waar jy, as ek dit kan regkry en God kan net verstaan? As ek het genoeg woorde gebruik en God kan net inleen na my wil toe. Wil jy 'n God hê wat inleen na jou wil toe? En ek dink hier's iets van gebed. Is dat gebed nooi my en jou uit om dat ek en jy inleen in God se wil in. Dis wat gebed wil doen. En hierin lê die beloning, juist dat ons sal leer wat dit is om in te leen in God se wil in. En dit lê daar beloning. As ons op daai plek kan kom waar ons kan inleen in sy gebed. God is nie die een wat ek oortuig met 'n klomp woorde nie. Ek is daar om oortuig te word van hom. Ek is daar om my lewe in belyning te kry met wat hy dink en wat hy sê en hoe hy voel. Dan sê hy, hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Nog voordat julle dit van hom vra, weet God al klaar. Jy hoef nie 'n klomp woorde te gebruik nie, jy hoef nie God te oortuig nie, jy hoef nie jou saak te stel nie, God weet. Hy weet klaar. Hy weet wat ek nodig het, hy ken my behoefte, hy ken my nood, hy ken my angs, hy ken my spanning, hy weet presies wat ek nodig het. En dan is die vraag, maar as die Here dit dan nou weet, hoekom dan bid? Waarom sal ek bid? Hoekom moet ek bid as die Here klaar weet? Wel, nou kom Jesus en hy gee 'n raamwerk van hoekom ons bid. 'n Raamwerk van gebed. Nou, my PowerPoint gaan net tot hier toe, en van hier af gaan ons gou oor na die blaadjie toe. So ek wonder of jy bereid is om hierdie blaadjie te vat in jou hand. Ek het ook vir jou 'n pen neergesit, want ek wil jou vandag huis toe stuur met 'n raamwerk van gebed. Ek wil vir jou die geleentheid ook gee om hier en daar 'n nota te maak, soos wat hy in jou hart val, soos wat jy voel, hierdie ding praat nou met jou. Is jy so welkom om dit 'n bietjie uit te lig en een of twee goed neer te skryf rondom dit. So ek sal dit verskriklik waardeer as jy vandag saam met my so 'n bietjie notas vat, dit huis toe vat en vir die volgende paar weke net 'n nuwe kultuur van gebed skep in jou lewe, dat dit jou sal help om 'n gewoonte, kultuur van gebed te skep wat jou gebedslewe net sterker kan maak. Ek is baie duidelik gesê, wie het my gesê, Kaitlyn, het gesê, asseblief, ek moet julle herinner, hierdie penne wat jy nou mee skryf wat op die stoel is liewe Jesus se penne. Sy het gesê, dit mag nie, dit moet hier bly, het sy gesê, so. Sal jy asseblief vir Kaitlyn nie ontstel nie, en net die pen op die stoel los. Jy kan die blaadjie saamvat. Ok, hier gaan ons. Hoekom bid? Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader. Onse Vader. Jesus sê, die eerste ding wat ek wil hê wat jy moet weet is, die eerste ding wat belangrik is dat wanneer jy met God, die skepper van die hemel en die aarde praat, die almagtige, die een wat 'n woord spreek in die wind en die see en die storms luister en bedaar, die een wat in 'n oomblik skep, die een wat in 'n oomblik lewe gee, in 'n oomblik enigiets kan doen. Hy nooi jou uit om hom te noem Vader. Jou hemelse Pa. Jesus sê,
Jesus sê, dis die protokol. Is dat God nooi jou uit om te sê, U is my Pa, my hemelse Vader. Jy weet, wanneer jy die voorreg het om iemand belangrik te ontmoet, sê nou jy wil die koning van Engeland ontmoet, dan gaan hulle jou waarskynlik vat, ek het nou al gehoor, ouens wat daai prosesse gestap het, wat die geleentheid al gehad het, ouens in ons dokste groep, hoe dat hulle deur sekere protokol moes gegaan het. Hulle moes gegaan het deur, hulle moes presies gehoor het, jy moet hier staan, en wanneer hierdie gebeur, dan moet jy so doen, as die koning met jou praat, reageer jy op so 'n manier, jy adresseer hom op so 'n manier, 'n klomp reëls, 'n klomp protokol van hoe jy moet dit hanteer as jy hierdie belangrike persoon ontmoet, en Jesus sê, ek wil net vir jou sê, die protokol, wanneer jy God, die skepper van die hemel en die aarde ontmoet, die protokol is, jy adresseer hom as my Pa, jou hemelse Vader, hy is jou Pa. En ek besef hier's vandag mense hier wat waarskynlik nie 'n goeie verwysing dalk gehad het oor 'n aardse vader nie, en dalk sukkel jy om hierdie beeld van vaderskap regtig ten volle verstaan, soos wat Jesus in gedagte gehad het, dat jy dit sal verstaan, en hoe bid ek dat die Heilige Gees vir jou al daai barriers sal afgooi, sodat jy, wanneer jy in daai oomblikke is, dat jy hierdie perfekte Pa sal beleef, sal sien, sal verstaan, wanneer jy met hom praat. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. God wat in die hemel is, U wat anderste is, U wat heilig is, U wat groot is, U wat almagtig is, U wat die koning van die konings is, voor U moet elke knie buig. Ek kom voor U. Ek kom voor U, U wat so ontsaglik groot is. Ek kom voor U. En dankie Vader, U is nie net in die hemel nie. U is net ver nie, U is ook naby. So naby dat U my Pa is. U is hier. Ek hoor U. Ek beleef U stem, ek beleef U hand oor my lewe. En in my en deur my werk U. En ouens, kan ek dit vanmôre vir jou sê? Hoe langer tyd ons hier spandeer, net hier, by die Vader gedeelte. Die een wat my Vader is, die een wat vir my sorg, die een wat my in sy hand het, die een wat vir my omgee, die een wat vir my lief is. Hoe meer tyd ek hier spandeer in my gebed, hoe kleiner word elke ander krisis in my lewe. Ek en jy het nodig om so lank as moontlik te spandeer tyd by die Vader, by hom, die een wat my lief het. En ek het nodig om daar myself te ontdek, ek is sy kind. God het my nie alleen en wees agtergelaat nie. Nee, ek is 'n kosbare kind van die allerhoogste God. As jy wakker lê in die aand en jy kan nie slaap nie en jy rol rond op jou bed, dan is dit in daardie oomblikke wat jy weer moet verstaan, hy is jou Vader. Hy's daar, waar jy jouself net verloor in sy vaderskap. En hy gee vir my om, en hy's lief vir my. En daar's niks van onmoontlik nie, en hy's groot, en hy's magtig, en ek is syne, en ek is kosbaar vir hom. Ons moenie vinnig hierby verbygaan nie, by die Vader gedeelte nie. Ons moenie vinnig verbygaan by ons identiteit van wie ons in hom is, en hy in ons is nie. Ons moenie net oor dit skiep nie, want hoe meer tyd ek hier spandeer, hoe kleiner raak elke krisis wat in my lewe mag wees. Onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. En ek dink hierdie is die volgende ding, die beloning van gebed lê daarin, ek ontdek my identiteit in hom, ek ontdek God se vaderskap. Hier's iets van 'n stuk beloning van gebed, ouens, wanneer ek ontdek wie hy is my Vader, ek is sy kind, daarin lê die beloning van gebed. My identiteit word vasgemaak in hom, en vanuit dit uit begin ek te sê, laat U koninkryk kom, Here. Laat U wil geskied. Jy sien, ek het 'n koninkryk, en God het 'n koninkryk, en wat ons baie keer doen in ons gebed is, ons wil dadelik gaan na God se koninkryk toe, na God toe in gebed, met ons koninkryk. Want ons koninkryk is baie keer onder bedreiging. My koninkryk van my finansies, my koninkryk van my verhoudings, my koninkryk van my loopbaan, my koninkryk van
My koninkryk, my koninkryk, my koninkryk, my koninkryk. En is goed, ons moet na God toe gaan met dit, maar ons moenie na hom toe gaan voordat ons nie die gebed gebid het, voordat ek enigiets gaan vra, God, my Vader in die hemel, die een wat vir my lief is, die een wat naby my is, voordat ek enigiets gaan vra, wil ek net sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Here, voordat ek enigiets gaan vra, wil ek net sê, ek is meer uitverkoop aan u wil, as aan my wil. En ek wil voor u kom buig, ons het vanmôre oor en oor gesing, waar ons letterlik gesê het, Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Nou, God se wil is nie altyd moeilik nie. Ek bedoel dit, wat die hemel maak, is die feit dat God se wil daar geskied. God se wil is baie keer wonderlik. Is fantasties, God se wil. Maar soms is dit challenging, en soms is dit moeilik, veral as ek my sterk wil stoot, nee. En God sê, ek wil hierdie goed wat in jou lewe is, ek wil jy moet dit in belyning kry met my wil. Kan jy bid, kan jy sê, laat u koninkryk kom. Kan jy regtig sê, oor daardie areas wat moeilik is in jou lewe, wat jy so mee worstel en stoei, kan jy regtig sê, laat u koninkryk kom, Here. Laat u wil geskied. En ouens, partykeer is hierdie deel van die gebed 'n vinnige deel. Smaklik. Laat die koninkryk kom, Here. Laat dit net kom. Maar soms wanneer die Here se hand op jou lewe lê en jy weet hier's goed in my lewe wat die Here challenge. Soms is dit tough, soms is dit moeilik want die Here challenge goed in my lewe en eintlik moet jy nie verder eers bid voordat jy nie hierdie gebed gedoen het uit die diepte van jou hart uit. Laat u koninkryk kom, Here. Want onthou, gebed is nie om God te buig na my wil toe nie. Gebed en die beloning van gebed lê daarin, dat God my leer wat dit is, om in sy wil in te leen. Laat u koninkryk kom. En in dit is daar geweldige beloning. So tipe gebed werk altyd. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, Here. Ek buig in u wil, en dit wat u wil met my lewe. En die lengte van hierdie gebed word bepaal deur die journey van jou lewe. Soms is dit vinnig, is 'n vinnige gebed, dankie Here, laat die koninkryk kom, en soms gaan dit taai wees, moeilik wees. Dink 'n bietjie aan hoe lank het dit Jesus gevat om vir Lazarus uit die dood uit op te wek? 'n Paar sekondes. Lazarus, staan op. Was 'n paar sekondes, die gebed van Jesus. En hoe lank het dit hom gevat toe hy sy eie lewe afgelê het? Waar hy op 'n plek gekom het waar hy gesê het, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En dan, deur 'n hele nag se gebed, aan die einde van daai aand, dan sê Jesus uiteindelik, u wil geskied. U wil, dit wat u wil was. Was 'n hele aand gewees. Dit was een van die moeilike goed van Jesus in die feit dat hy ten volle God maak, ten volle mens was, en daardie oomblikke waar hy ten volle ook mens was, waar hy moes uitroep en sê, 'n hele aand in gebed, goed, laat u wil geskied. Laat u wil geskied. Dat dit so wees. En soms gaan dit vir jou moeilik wees. Soms gaan hierdie gebed jou lank besig hou. Soms gaan dit nie eenvoudig wees om net te sê, laat u wil geskied nie. Soms kom lê die Here sy hand op 'n areas in jou lewe en die Here sê, hierdie area, hierdie ding. En dan is dit soms staf, en partykeer is dit vinnig en maklik, en is nie groot nie. Laat u wil geskied. En ouens, as ek eerlik moet wees, wil ek vir jou sê, ek wonder hoe sinvol dit is om verder te gaan in jou gebed, as jy nie eerlik en regtig kon stil staan by hierdie punt. Onse Vader, Skepper van die hemel en die aarde, u wat my het in die hand, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Kan jy dink hoe great sal die kerk wees en die wêreld wees,
as ons op 'n plek kom waar ons net sê, Here, voordat ek U enigiets gaan vra, die antwoord is ja. Die antwoord is ja op wat U my ook al vra. Die antwoord is ja. Ja, ek buig na U wil toe. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Die antwoord is ja, voordat ek U nog wil iets kom vra. Die antwoord vir U is ja, Here. Imagine hoe dit sal wees. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. En dan kom ons uit. Daar is, en God weet dit, God weet as goed wat ons vir hom wil gee. God weet as goed wat ons vir hom wil noem. God weet dit, hy sê hy weet voordat ons nog begin bid, maar hy nooi ons uit om dit te bring. Maar hy nooi ons uit om eers te ontdek sy vaderskap, eers te buig na sy wil toe, en dan te sê, goed Here, hier's die goed, wat ek U nou voor vertrou. Ek gee ons vandag ons daaglikse brood, Here, dit wat ek nodig het. Elke gebedsversoek, elke behoefte wat jy het, kan jy nou met vrymoedigheid voor God bring, want jy het klaar jou identiteit in hom ontdek. Jy het klaar gesê, Here, laat U koninkryk kom, laat U wil, nie my wil nie, U wil geskied, maar Here, hier is goed wat ek vir U wil vra. Here, sal U my help, sal U voorsien. En ek wonder as ons vanmôre net vinnig sou kon toets. As jy kan vanmôre sê, hoorie, daar was goed waaroor ek gebid het en die Here het my gebed geantwoord. As jy vanmôre dit kan herken, jy is bereid om te sê, hoorie, ek sal dit in 'n hof gaan getuig. Die Here het my gebed al geantwoord. Wie net jou hand vir 'n oomblik opsteek en net in die lug hou nie. Hou net daar. Dis oralste mense. Wat dit kan getuig, wat dit kan sê, die Here het al my gebed geantwoord. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. Dis hierdie erkenning dat Jesus het vir my gesterf. Daar was 'n oomblik in tyd waar Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Die prys is betaal. Dis afgehandel. En in daardie oomblikke is my vryspraak gekoop. In daardie oomblikke is ek vergewe. In daardie oomblikke het hy dit moontlik vir my gemaak om in te stap en vergifnis my deel te maak. Dit is volbring. Jesus se sterwe aan die kruis het nie net ons sonde kom vergewe nie. Baie meer is dit. Dit het nie net vir ons gemaak dat ons eendag hemel toe sal gaan nie. Die sterwe van Jesus aan die kruis het ons in 'n herstelde verhouding met God die Vader gebring. Dat ek vir hom nou kan sê, onsse Vader. So Here, vergewe my. Vergewe my sonde. En terwyl ek U vra my te vergewe, help my om hulle te vergewe wat ook verkeerd teenoor my opgetree het. Hulle wat my ook benadeel het. Here, help my om dit te doen. Help my om hulle te vergewe. Help my om hulle vry te spreek. Want as ek dit kan doen, gaan ek iets van ware vryheid ontdek. Dit is baie keer moeilik om te vergewe, né? Baie keer is dit maklik. Baie keer is dit maklik, maar baie keer gebeur daar goed in ons lewe wat regtig taaf is. En die wonde lê diep en seer en is daar. En dan dink jy het iemand vergewe en vrygespreek en dan hoor jy weer die persoon se naam of jy loop in die persoon vas en dan kom jy agter, hierdie wonde is van voor af daar. Dis rou, dis daar en jy het gedink jy het dit hanteer en besef jy, ek het dit nog nie hanteer nie. Dis nog daar die gevoel van dit. En partykeer is vergifnis iets wat ons oor en oor en oor moet doen. Partykeer moet ons nie net een keer vra nie, ons moet gedurig deur vra en dit is iets in my lewe wat ek ontdek het die Here my mee moet help. Here, help my. Help my om te vergewe. Help my om vry te spreek. When you forgive and let somebody off the hook, you are really letting yourself off the hook. Jy gaan nooit gelukkig wees. Jy gaan nooit leef as die mens wat God in gedagte het, as jy leef met 'n stuk onvergewensgesindheid in jou hart nie. Vergifnis gaan, ja, dit gaan oor die ander party, maar dit gaan grootliks meer oor jouself, dat jy self waarlik vry sal wees. En Jesus sê, as jy bid, onthou,
God het jou vergewe. En sal jy ook vergewe soos wat God vergewe het. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie. Dit doen ons sommer op ons eie. Maar ek dink as jy die Grieks gaan lees, dan gaan jy agterkom, die bedoeling vat jy amper meer na 'n plek toe waar jy, dis nie wanneer jy kom met gebed voor God en jy vra vergifnis, jy sê Here, ek is hier, vergewe my en ek vergewe ander mense. Wanneer hy dan dit verder vat en laat ons nie in die versoeking kom nie, is dit amper die intensie van Here, ek is nie net hier om my bakkie sonde nou leeg te maak en nou gaan ek jy uitstap en ek gaan hom weer volmaak nie. Dis daai intensie van Here, ek wil regtig, ek het 'n begeerte om nie weer dit te doen nie. Ek het 'n regtige begeerte, dis nie net ek kom nou en ek bely en ek het nou weer license om weer te gaan doen nie, maar ek het hierdie genuine behoefte, hierdie genuine begeerte, dat U my sal help. En ek wil dit nie weer doen nie, ek wil nie weer vasval nie, ek wil nie weer skeef trap nie, Here, help my. En wanneer ons dit doen, is daar genade, dit is so. Maar die intensie van ons hart is om te sê, wanneer ons voor hom kom en sê vergewe ons en lei ons nie in versoeking nie, is Here, ek is nie net hier om my bakkie sonde leeg te maak en dan gaan ek hom weer vol maak nie. En laat ons nie in die versoeking kom nie. Maar verlos ons van die bose. En daar is 'n bose. En daar is 'n bose wat ons lewe wil vernietig. Daar is die seer en die moeilike van hierdie lewe wat sy houe wil slaan en wat wil seker maak, hy gaan 'n groot hou in jou lewe inkry. En dit is soos 'n klip wat jy in die water gooi, wanneer hy hou slaan, wil hy daai kringetjie met so wyd uitkring, so ver as moontlik. Here, verlos ons. Verlos ons van die bose. Here, hou U hand oor ons, help ons dat die bose nie greep kry nie. Verlos ons van die bose. In hierdie Matteus, as jy daai gedeelte gaan lees in die skrif, dan gaan jy agterkom, hierna gaan Jesus aan, dis waar die gebed eindig, dan gaan Jesus aan en praat hy oor vergifnis verder, maar iewers het iemand later gekom en gevoel, Jesus, hierdie is so great gebed, kom ons help jou nou net om hierdie gebed ook mooi af te sluit. En toe later het daar op die ander vertaling, of skrifgedeeltes, het dit bygekom, want aan U kom toe die mag, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Nou of Jesus het gesê het of nie, besides the point, ek dink is nog steeds 'n baie mooi manier om die gebed op te eindig, so ek dink is goed. So mag jy vandag ontdek, hy is koning van jou lewe, hy is koning van jou hart, hy is Vader, hy is die een wat jou het in elke opsig, hy is by jou, hy is met jou. Mag jy leer wat dit is om te buig na sy wil. Mag jy leer wat dit is om te sê, Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Mag jy ontdek dat jy kan met elke versoek na hom toe gaan en sê, Here, ek bring ook my nood, my behoefte voor U, en sal U my verlos van die bose, sal U my bewaar, Here, want aan U kom toe al die krag en die mag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.